hele prachtige liedjes zijn vanmorgen. Maar zei, there is coming a day when the heartache shall come. En dan wil ik je besluit al is het vanmorgen. Zal we Vader, dank je voor jullie geleerdheid vanmorgen. Dat ons Heer, maar u te kan komen. Halleluja, prijs de Heer. Luister Lord. What is he?
ons Hemelse Vader, môre vra ek, Here, dat U ons sal seën. Here, in hierdie teenwoordigheid dat ons is vanmôre so sal bly. En ek ervaar die teenwoordigheid sterk vanmôre. En Here, ek weet U sien om elkeen aan te raak. Here, U sê, die wat die oor het, laat hom luister, laat hom hoor. Ek wil vanmôre bid deur die boodskap wat U my gee het, gaan ek oordra aan ieder en elk. En onder die kosbare bloed, Here, sal jy lippe van klei, Here. Ek bid, Liewe Jesus, dat hierdie gedeelte met elkeen sal deel, wil praat vanmôre. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Amen. Halleluja. Prys die Here. Halleluja. Dit is lekker om in die teenwoordigheid van die Here te kan wees. Amen. Halleluja. Dit is lekker om met die Here te kan wees. Amen. Halleluja. Dus die Here sê, met my Here, ons sal dus behoor die koninkryk van God. Die kinders, amen, die moet hulle leer. Weet jy, ons klein kinders is so daar, en hy die groter ene, nog nie die ander kleintjie, hy is daar so gewoon, vir jare al, slaap hy elke, die naweek slaap hy by ons dan. En dan kom hy en dan sê, opa, kan ek maar weer slaap? Dan sê ek, ja, dit is nou weekend. Dan sê hy, nee, sap. Dan saterdagoggend, so dan sê hy, wanneer gaan jy bietjie na? Papa, dan sê hy, nou, hy staat by opa en ouma, but I visit my parents. Ek sê, okay. Nou ja, hy is al so, weet jy, geliefdes in die aand, as ek dan nou so op die bed lê. Dit was my so mooi toe, die ou Sint-Jo sê, amen, halleluja, weet jy, dan druk hy miskien ons gaan slaap. Dan sê hy, opa moet eers ons bid. Hoeveel van ons kinders in vandag se tyd ken die woorde om te sê, papa en mamma moet eers bid. Of is jy so besig met alle wêreld dinge in die lewe, dat jy daarby uitkom. Hoeveel van ons in hierdie lewe is so besig, dat ons kinders al uit die huis uitgegaan het, dan weet hulle nog nie so lyk die kerk in die binnekant. Want ons is besig, te besig. As 'n spreekwoord wat sê baie keer die mens het liefhebbers van genot geword, in plaas van liefhebbers van God. En ek wil vanmôre weer vir julle sê, geliefdes, ons kan hoe ryk wees. Ons kan hoe slim wees in hierdie lewe. As jy God aan jou kant het, beteken jy niks. Jy kan elke Sondag opgaan na die huis van die Here toe soos jy wil. Jy kan gaan na bidure toe soos jy wil. As jy gaan en aansien, dan mors jy jou tyd. Hoor vanmôre wat ek vir jou sê, as jy gaan na die kerk toe, om te sê, maar kyk, ek was nou hier gewees, ek het my offerhand of my tiende gegee, ek kyk wat so mooi ou baadjie het ek aan, of wat so mooi rok het ek aan vanmôre, en jy weet, my kar is mooi blind gewaar, ek gaan maar laaste ry, dan almal moet sien waarmee ry ek weg. Die woord van die Here sê, jy het jou loon klaar. Ons moet in nederig gaan, halleluja. Ek wil net vir ons een gedeelte uit Filippense 3 lees, vinnig wat hy sê, laat ons almal dan wat volmaak is, so gesind wees, en as hulle anders gesind is, laat God dit ook aan hulle openbaar. God wil hê ons moet eensgesind wees in die gemeente. God wil hê ons moet eensgesind wees in die kerk. Wie is die kerk? Nie die gebou op die aarde nie, ons as mense is die kerk. En die woord van die Here sê in Filippense, praat hy so, en as jy waarskuwing om die opskrif sê waarskuwing, deur die apostels waarskuwing. Hy sê dit so mooi, laat ons almal dan wat volmaak is, so gesind wees. Filippense 3 vers 15. En as hulle ander gesind is, laat God dit ook aan hulle openbaar. Die Here wil hê, halleluja, ons moet eensgesind in die kerk wees. Eensgesind in die kerk wees. As hy spreek wat hy baie gesê, wat hulle sê van nuuskierigheid is die kerk geleef in die tronke vol. Maar geliefdes, hoeveel van ons mense kom in vandag se tyd werklik waar en ons gaan na die huis van die Here om seën te ontvang. Hoeveel van ons stap die Sondag uit die kerk uit en as ons in die kerk loop sê, het jy nou weer gesien Suster Anna sê so, ek hoop jy sê Suster Anna en gaan nie voor nie. Of Kosie sê so, of Pietie sê so. Het jy nou gesien hoe daai tannie se hare gelyk? Het jy nou gesien hoe daai ding gelyk? Ek het eendag in 'n van mense in ons kerk gesien, ons in die Vrystaat, het ons die gemeente gehad het, was daar altyd 'n oom en tannie wat gemou het.
Nie weet, pastoor, ek kom maar eendag in die kerk toe nie, want as ek so sit en ek kyk dan die ander van, dan weet jy, dan voel ek nog wel verwir. En eendag toe gaan ek sê vir my suster, weet jy wat, as jy self reg is besorg, met God kom kerk toe, sit jy heel voor in die kerk, dat jy nie in hulle vaskyk en dan bid jy verder. Amen. Hoeveel van ons mense skeer kerke uit ons eie foute in ons lewe? Ja. Hoeveel mense skeer mense uit mekaar uit deur die woorde wat gespreek word? Ja. Die woord van die Here sê my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. Amen. Ek het gister met mense gedeel, ek wil 'n bietjie net doen voordat ek verder gaan. Die woord van die Here sê so duidelik, sê hy, weer die een wat 'n struikelblok is vir die ander een. Amen. Daai bloed sal op jou hande wees. Yes, amen. Dis maklik om hier te speel of hier te sit of te staan en so, maar wat sing ek hier? Wat preek ons? Ja. Preek ons reg om die mense tot stigting te bring of is dit daar afbreken of afkraken te wees? Ja. Dan val daai broer daai sit en sê o, ek gaan maar lekker na die Here toe. Ek verpraat ernstig vanmôre, nie met julle praat met die kerk want ek saai dit uit oor die wêreld. Ek wil vanmôre vir julle die mense luister wat hulle sê. Ag jy weet ek worry mos hy moet hom dan maar gewip het. Ag sy moet dan maar gewip het. Ek gaan lekker kerk toe. Ja. Die woord van die Here sê weer die een wat die struikelblok was. Yes, Wat het jy veroorsaak om daai persoon by die huis te sit? Ja. Die woord van die Here sê jy sal vir rekenskap gee vir daai een se siel. Amen. Al staan jy hoe lank in die kerk, al Yes. speel jy nie op kies, al sal jy op die kerkraad, al is jy Ja. op die uitvindende raad, al is jy op die sustersraad. Ek wil vanmôre vir jou sê, dis hierdie klein Jakobsie Yes. wat die wingerd verwoes op die einde van die dag. Thank you, Lord. Wie het jy toegelaat dat hy veel gestruikel het Ja. en seer gemaak? Is plaas van gesê, man, kom, ek gaan stig daai broer of daai suster. Ag jy weet ek gaan nou spytevol wees. Ek sal nou hierdie ou tannie mos nou kwaad. As ek so voor as sit vandag gaan ek nou lekker voor en ek gaan nog begin rondswaai. Was ons nie jong gewees en spytevol nie? Ja. Baie het dit al gedoen. Ja. Jy weet ek sal nou voor nee, hierdie ou tannie is nou sy like nie. As ek in my Bybel so maak en dan vandag gaan ek dit nog meer maak. Wat help dit jy kerk toe kom? Ja. Amen. Wat help dit jou? Jy kerk toe kom. Wat baat dit jou? Ja. Dit baat jou niks nie. Maar ek wil vanmôre sê so mooi gedeeltjie wat ek ook verleer, wat vir my so pragtig is, haleluja. En ek wil vanmôre sê dit is tot stigting vir my gebeur. Thank you, Lord. En ek weet, dit gaan tot stigting vir jou ook weer. Daar's 'n woord spreekwoord in die lewe wat sê die keuse is joune wat vanmôre is. Ja. Amen. Ek en jy het 'n keuse wat ons gaan maak. Ek en jy het 'n keuse of ons gaan stil staan na die duiwel ons vertrap, of gaan ons werklik aangaan dat ons die dinge bereik wat die Here wil hê. Amen. Ek en jy het 'n keuse om te sê nee en om te sê ja. Yes. En weet jy vanmôre die Here Jesus, elkeen van ons wat hier sit, elkeen van die wat daar buite is oor hierdie wêreld, die Here het jou geroep op 'n dag of op 'n tyd. Ja. Want die Here sê hy het jou waarlik lief. Yes. Hy bekommerd oor jou siel. Halleluja. En dis wat die Here Jesus by jou staan. Ek het so 'n mooi gedeeltjie wat hy ook sê in Johannes 10 sê. En ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Amen. Elke mens het die reg om iets aan te neem of te weier. Ek wil net hierdie gedeelte met u lees. Christus roep alle mense tot verlossing. Maar elkeen het 'n vrye keuse om dit aan te neem of nie. Yes. Dit is 'n keuse wat elke mens vir homself moet maak. Niemand kan dit vir jou doen nie. En Amen. hier is 'n mooi gedeelte wat ek wil 'n bietjie praat oor Jakobus en Johannes. Jakobus en Johannes was saam met hulle vader Zebedeus en hulle skei toe Jesus hulle roep. Luister mooi, toe Jesus hulle geroep het. Ja. Terwyl ek hierdie gedeelte so lees en ek bewys dit so, sê hy so mooi verder, hulle kon verskonings uitgedink het om nie saam met hom te gaan nie. Maar hulle, Jakobus en Johannes, hulle het sy Jesus se uitnodiging gretig aanvaar. Hulle het opgespring en hulle het gehardloop. Amen. Terwyl hierdie twee broers saam met hulle vader in 'n skytjie is, miskien het hulle dalk kos gehad het. Laat hulle 'n visie nog gevang het en moeder het 'n broodjie gebak. Om te sê kyk of jy vir ons iets kan gaan haal. En hierdie twee seuns is saam met hierdie vader in die skyt wat vir hulle belangrik is. Dan kom die woord van die Here en hy sê jy wat jou pa en jou ma, jou boetie, jou sis, jou oom en tannie bo my liefhet, is my nie waardig nie. Amen. Wat 'n harde woorde, jy moet jou almal lief hê, eer jou vader en moeder.
Maar weet jy, terwyl die Here Jesus kom en hy staan daar, en hy roep so uit, hy sê, Jakobus, Johannes, kom volg my, kom hier. Toe besef daai twee manne, hier is iets, wat geld, goud en silwer nie kan koop nie. Hulle het nie bespotting gemaak met die uitnodiging nie. Baie mense kom en maak bespotting met uitnodiging wat in die kerk. Ag, kyk hoe daai ene talig, maar daai ene dag omgeval, daai het so gemaak bespotting. Maar die Here kom en hy raak daar, maar hier staan die twee broers, en dan Johannes kom daar, maar Jakobus kom vir Johannes sê, ag Johannes, weet jy wat, bly jy by papi, dan kyk jy dat alles mooi gaan, dan gaan ek so lang. Want daai twee broers, die sê, hy sê so mooi, dat hy sy uitnodiging gretig aanvaar. Weet jy wat hy gesê, papi, ons moet saam lewe Jesus, die Here sal jou beskerm, papi, ons is nou weer terug. Daar is tyd vir alles. Maar hoeveel te meer van ek en jou word elke Sondag, is daar 'n uitnodiging wat roep, wanneer daar 'n kerkklok lui, of wanneer daar is om te sê, ek roep jou na my werk toe, maar nee, ek het verskonings. Jy weet, ek wil nou eers gaan vra, ek het 'n vrou getroud, ek moet saam met haar gaan, so die woord van die Here sê, in Markus, Matteus op. Jy weet, ek het 'n stuk grond gekoop en ek moet hom bewerk. Jy weet, ek het nou 'n huis moet gebou, en ek wil net gaan klaarmaak. Maar hier sit die twee seun, en hulle besef, maar hoorie, miskien kan dit die laaste uitnodiging weer, kom ons vat dit aan, ons gryp dit. Wie sê vir jou vanmôre, jy gaan vanaand op die sit? Wie sê vir jou en vir my, ek kan volgende Sondag dalk hier staan? En hierdie twee mans besluit so, en hulle sê as twee seuns, ons gaan die weer Jesus volg. Papi, ons sien jou later. Papi, ons gaan jou nie los nie. Papi, wacht net so bietjie. Gaan kyk of jy nog ou visie kan vang. Ons is nou terug. Daar's tyd vir alles. As ons klaar is met dit wat die Here Jesus vir ons mee bedien, kom ons terug en dan papi, as jy nie reg gekom het, dan help ons jou vang. Hy sê so mooi hier, so halleluja, wat vir my so mooi. Wanneer 'n mens so positief op Jesus se roepstem antwoord, en dit was vir my harde woorde. Wanneer jy positief die Here se uitnodiging aanvaar, en ek wil vanmôre sê, baie mense, vind ek dit in wat ek nou gaan sê, ontstaan daar 'n besonderste band van loyaliteit en liefde tussen jou en jou verlosser, laat niks tussen jou en jou verlosser inkom en jou laat wegtrek. Amen. Niks. Jy weet ek is nou 'n bietjie besig. Jy weet is nou 'n bietjie lang naweek. Jy weet ek weet hoeveel baie lang naweek in die jaar. Daar's baie verlof in die jaar. Jy weet ek ben nou 'n bietjie, ek moet dit. Wie sê daar gaan geleentheid wees om volgende Sondag in die kerk te sien? Kyk wat het in die buiteland gebeur, daai oorlog. En mense het ook sê dat ek maandag aand, ek gaan kyk op my Facebookblad. Ek het verlede Woensdag gehad, nee maandag aand. Het dit met dus 'n live, dit was mos maandag aand, ja. Het ons vorige keer het ek 'n live uitsending gehad met op die ons sien se mense wat daar sit, wat praat met die vroukie, dan sy sê sy sit so op voetsgoed, sien sy, hoe sy val die bomme, en ons het Skype gehad, waar ons uitnodiging gehad, ek het dit op my Facebookblad, waar oor see met hulle gepraat het, en met hulle gedeel het, en wil vanmôre vir sê, geliefde, pas op, dat daar nie meer 'n uitnodiging gaan kom van die Here, wat gaan ek en jy dan maak? Maar verskonings op verskoning, die weet Annie maak my kwaad, Sannie maak my kwaad, Pietie maak my dit, die weet al die Here geroep, ek gaan by die huis sit, ek wil vanmôre vir jou sê, halleluja, Jesus breek alle bande, en hy maak my vry, hy maak my skoon, halleluja, hy tel my op, halleluja, die Here sê met vir mekaar bid, vir mekaar opstaan, halleluja, daar is geen wonderlike tye, as die eerste oomblik nadat jy Christus sy uitnodiging aangeneem het nie. Ongelukkig is daar, dis toch talle mense, wat disippels wil word, hoor mooi, ongelukkig is daar talle mense wat disippels wil word, maar dan vasgevang word in onbelangrike byeenkomste. Amen. Hulle wil, ja die pastoor, ek is so bly, jy is 'n wonderlike pastoor. Hoe is 'n wonderlike gemeente gaan saam met julle inval. Om te begin is die maklikste ding in die wêreld, om te eindig, te volhard. Jy nou baie keer vir mense sê, wanneer sê dit in die kerkspad, wat het sy naatheid? Dan sê, wees versigtig wat jy sê. Wees versigtig.
gaan kyk oor 4 maande, oor 5 maande, oor 6 maande. Ja. Aanvaar hulle nog die uitnodiging van soos wat Jesus die eerste keer is vir hulle gegee. Amen. Aanvaar hulle nog 'n uitnodiging om te sê ek en my huis sal die Here dien. Ek en my huis sal opstaan. Halleluja, glory to God. Maar as jy die tragiese gevolg hiervan is altyd verdeelde toewyding. Hoe was jy verdeel? Want wanneer daar nog gepraat word, of wie word vermaan, dan kom 'n verdeelding nie. Ja. Wie is die pastoor nou vir my te sê, ek kan nie lang na wie van. Wie is nou daai broer van die kerk om vir my te sê, dis hulle werk om dit na te gaan. Hy sê jou baas, jy is jou eie, verstaan wat ek bedoel. Maar nou dan kom dit hier so, en dan kom hier die verdeeldheid in die kerk in. Die verdeeldheid kom tussen jou en my. Die verdeeldheid kom tussen boetie, sussie, pa en ma. Hoekom? Halleluja, omdat jy nou besig is om weg te trek. Daai uitnodiging wat jy die eerste keer aanvaar, is nie meer binne nie wat ek nou hier gelees het. Daar ontstaan 'n besonderse band. Daai band wat in daai tyd gaan, is nie meer besonder tussen jou en die Here nie. Ja. Dan kom dit in hierdie lewe en dan gebeur dit. Halleluja, sê baie aanvaar die Heiland sy uitnodiging tot disippelskap, maar weier dan om die Christelike weg te volg. Ja. Amen. Ek wil 'n kind van die Here wees. Maar jy weet, naweek is my tyd om te relax. Naweek wil ek 'n bietjie daar langs die dam gaan lê. Ek sê nie daar's fout daarmee nie. As jy vakansie het eenmal 'n jaar of as tyd dan, halleluja. Ja. Geliefdes, ek het voordat ek in hierdie geweldige ongeluk was, dat julle almal van weet, ek het baie dag gewerk. Ek het maandag 36 skop te Woensdag gewerk. Dit in 5 jaar het ek nooit in my lewe een siekbrief op die baas se tafel gesit nie, nooit. Nooit in my lewe nie. Ek het deurgewerk want ek nog die bediening in Gansbaai. Want my baas is kinders van die Here, dan sê hy vir my, dis reg vir. Dan gaan ek kerk toe, hou op my uniform in die kar, doen ek die kerk. As die kerk so buite is, drink koffie tee, dan klim ek in my uniform, dan gaan ek werk toe. Vanaand kom ek by die huis aan eet ons. As dit dagskof is, het ek in die nag dit so, het ek die Here gedien. Ek het nie eers gesê, maar ek is moe. Ek het 36 ure gewerk. Ek gaan die Here bietjie lof. Ek gaan bietjie iemand anders te kry om die kerk te doen nie. En ek is die kamer vanmôre te sien, nog nooit 'n siek brief tot die ongeluk wat ek gehad het ek 'n brief op aan die tafel gesê, ek is nou siek nie. Ja. Nog nooit, dankie Here daarvoor, daar was tye wat jy sleg gevoel het. Maar hoekom? Die uitnodiging om te aanvaar, sodat ek kan staande bly. Amen. Ek het 'n uitnodiging aanvaar, want hulle voorsien vir my om kos op my tafel, alhoewel dit die Here is wat alles in die hand het. Ja. Maar besef jy nie vanmôre nie, alles is in die hande van die Here. Wat gaan jy waak as jy môre opstaan en jou werk sê, sorry, ons is bankrot. Ja. Dan wil jy na die Here toe hardop en hy uitnodiging aanvaar. Wil jy dit dan doen? Wat gaan jy maak as die Here sy aangesig op jou draai? Hy sê, gaan weg jou vervloekte, ek ken jou nie. Amen. Dis wat die woord van die Here sê. Hy sê, gaan weg, ek ken jou nie, halleluja. Maar hy sê hier so mooi, dat nie die Christelike weg volg nie. Hulle bied talle verskonings aan, om hulle optrede te regverdig. Hoeveel mense hulle sal beklei met jou, hulle sal met jou stry, om hulle optrede te regverdig, klaar. Tot die dood is hulle, my optrede was reg, dat het niks met jou te doen nie. Maar waar is die verhouding tussen jou en God? Waar is die verhouding? As jy dan voel, jy kry by een kerk net pap, dan soek dan 'n kerk waar jy pap en vleis kry. Ek het jare terug in 'n pastoor na my toe kom, hy sê vir my, pastoor, ek kan nie glo jy so baie mense. Ek sê vir pastoor, miskien kry hulle net pap by jou, maar by kry hulle pap en vleis. En die wil ook op die Here. In die gees. In die gees. Wat help het vir my en jou om elke Sondag na die kerk toe te kom? Dan sal enigheid. Ja. Wat baat het jy gaan op na die kerk en jy weet jou broer is kwaad vir jou of jou suster? Ek vat voor, ek praat van Bybel oor die algemeen. Ja. Maar weet jy hoe lekker is dit om vanmôre op te kan staan en jy weet ek net daai broer van my ou drukkie gee aan sy suster. Ek voel nie vir hulle drukkie gee. Ek voel net daar by die kerk. My suster, ek is lief vir jou, my broer. Eendag sê ek ook vir die suster, sê behalwe vir ek is lief vir elke suster nie. En die ou tannie kom na my toe sê pastoor, hoe praat jy nou van die vanslag? Jy kan mos nie vir 'n vrou lief wees nie. Ek sê tannie, daar's 'n verskil tussen Jesus liefde en vrou lief. Ek sê ek het geen vrou gesê ek is verlief op jou nie. Ek sê ek is lief vir jou. Amen. En sy kyk by net so. Ons wil die liefde van Christus in ons hê teenoor mekaar. Dan aanvaar ons daai uitnodiging om op te gaan na die huis van die Here. Elke keer om te sê, ek kan nie wag om te gaan Here. Maar die gevolge is altyd dieselfde. Die bietjie liefde wat hulle vir Jesus Christus gehad het, kwyn en sterwe met elke verskoning wat jy het om die kerk toe te gaan nie. Om elke verskoning wat jy het om nie op jou knie te gaan in die aand om te bid nie.
vir Dwayne en vir Queen, Ja. hy liefde van Jesus. Amen. Daarna dan besef jy, maar weet jy, ek was sulke laas in die kerk toe my sussie getroud het, of my neefie getroud het, of toe ouma oorlede was, toe was ek laas in die kerk. Hoekom? Want hy liefde het vir Queen, hoekom? Omdat die wêreld dit gespeel het, wat God vir jou op 'n tyd gegee, wat ek en jy na moet gekyk het, en al moes gewerk het, om te sê, ons gaan nie na die duiwel, dit wat die Here vir ons gegee, by ons steel nie. Halleluja. Hulle geloof verswak, en wat 'n heerlike vennootskap kon wat 'n heerlike vennootskap kon gewees het nou weggeval. En iets heerliks wat jy die Here kon gehad het. Halleluja. Halleluja. Hy sê verder, onthou, niks en niemand is so belangrik dat jy hulle tussen jou en jou herder durf kom. Ja, amen. Geliefdes, hoeveel van ons laat dit toe in ons lewe? Ja. Hoeveel van ons liefdes? Ek weet dat baie mense wat sê, maar weet so. Ek wil vanmôre vir jou sê, dat die tyd geword. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê, om die aangesig, en ek sê vir hierdie gemeente, dat die tyd geword, om die aangesig van God te soek, soveel as wat jy kan, halleluja. Soek jy aangesig van God, geliefde. Die duiwel is daarop uit. Ek gaan oor die land, ek gaan kyk op my Facebook. Ons het al ver oor die 3000 kerke het ek al bedien. Die kerk is besig om leeg te loop, want die mense gee die duiwel, halleluja, die eer en die toestemming om dit te doen, want dit begin by hulle. Die sterke oor die land wat ek ingaan, wat 7 mense sit, 8 mense sit, 10 mense sit. Daar is kerke waar ek ingaan, waar daar 7000 mense sit. Dit is geweldig entertainment. Maar nou wat vra ek jou weer, wat baat het jou? Jy het al hierdie goed gewin, maar jy het Jesus verloor. Wat help met jou kerk is elke Sondag oop? Elke Sondag is daai vlieglike plek oop. Maar die mens binne is rou, is seer. Ek vra jou, dan gaan ek nou weer terug wat ek nou gesê het. Weer die een, wat 'n struikelblok is, verander jy. Daai eerste bloed sal op jou hande wees. Hoe daai persoon sal nooit hierwaartoe toe gaan nie, want hy het hom gewip, hy het hom in 'n kring getrek daar, nou sit hy by die huis en ek staan lekker in die kerk. Die woord van die Here sê, jy wat daar staan, wat jy daar verwag, sal nie daar ingaan nie, en die wat jy daar verwag, die sal daai dag ingaan. Here, ek verstaan, ek sê nou dat vir 'n broer praat of so, en ek praat so, en sê vir hy sê, ja, maar jy weet, hy steun hierdie broer, en hy so kwaad, halleluja, hy so kwaad, hy sê, ja, as ek hierdie broer kan kry, wees ek kan hom verwerk, en ek sê vir hom, ek sê, my broer kan van maak nie reg met hom, hy sê nie, maar ek weet nie waar sy nie, ek sê, presies, ek sê, wie sê nie die broer, wat jou seer gemaak het, is al in die hemel nie. Wie sê nie daai broer wat jou seer gemaak het, is dalk 'n pastoor iewers oor die land nie, of hy dalk miskien 'n sendingwerker, of 'n evangelis, hy sy hart vir die Here gee, net so min as wat jy weet waar hy, so meer weet hy waar jy is, dat hy kon regmaak, maar hy by die Here Jesus regmaak, sê, Abba Vader, seën my boetie wat ek seer gemaak, en jy sit met die kwaad in jou hart, jy sit met die wrok in jou hart, jy sit met hierdie by wat jy wil sê, halleluja, want daai een is jou vooruit, wat baat dit jou? Dit baat jou niks. Ek wil vanmôre weer vir u sê, geliefdes, kom ons hou vas aan die voete van die Here. Die woord van die Here sê, waar 2 of 3 my naam vergader, daar is ek in hulle binne. Dis lekker om 'n kerk vol te hê, maar ek wil vanmôre sê, ek het al baie keer in my lewe sê, halleluja, ek hou eerder met 10 mense wat ware kinders van God is kerk, as met 10.000 mense wat jou aan jou dae van jou lewe gee. Hoekom? Want ek het daai dodige ervaring. Ek het gretig hierdie 2 broer Jakobus en Johannes kom, en hulle hoor hy stem van Jesus. Gretig. Jy vanmôre jou oop, jy sien hierdie son so skyn. Het jy dit nie gretig aangegryp sê, "Sjoe, Here, hier is die bomme wat val, skote wat klap. Hier is die storm, sê goed, die Here, ek het die geleentheid om op te gaan. Nee, sorry, ek gaan 'n bietjie rus, want jy weet, môre begin my werk." Maar jy sal nooit môre in jou baas bel en sê, "O meneer, ek gaan 'n bietjie rus, want ons het so goddelike diens gehad, ek is bietjie moeg." Jy gaan nie. Daai baas wat sê, "Wat jy jou kop afgeval, jy het die bed afgeval, iets gebeur." Dit is veel medisyne kry. As jy nie kom, jy val met jou. Maar
hoeveel sê vir die Here Jesus? Ek het gisteraan braaivleis ook iets so lekker geëet, kyk waar staan my pensie, en jy weet ek nou so 'n bietjie sooi brand, want ek het so 'n bietjie te veel van die vet geëet. Ag jy weet ek moet nou hier so by die huis bly, want ek moet die hele tyd nou 'n reddetjie kry of 'n Inos drink. Here, ek gaan so môre weer. Nee. So werk die duiwel met die mens. Ja. Werk hy met jou sonder dat jy regtig agterkom wat hy besig is om met jou te doen. Ja. Hy beïnvloed jou bietjie stadig. Hy breinwas jou. Ja. Hy werk so. Dis hoekom dit my en jou plig is om aan die voete van die Here Jesus te bly, om te sê, Abba Vader, ek vra U mooi, help my. Here, ek vra, dra my deur. Here, ek vra, seën my. Here, genees my. Baie mense so binne sê altyd, Here, red my van enigiets wat nie van U wil is. Amen. Here, red my. En vir my is dit dalk miskien reg om 'n glasie water te drink. Ek vat nou 'n voorbeeld, maar vir die Here is dit dalk nie reg nie. Maar ek weet dit nie. As sê Here, red my dan van iets wat ek nie weet, wat ek verkeerd doen, maar ek weet dit. Ja. Hoekom? Dat ek in lyn met die Here Jesus kan kom. Amen. Die woord van God sê so. Hy sê dis nie almal wat sê amen en halleluja, maar dat ook gaan. Geliefdes, weet jy nou die aand toe ek so ernstig bid, halleluja. En ek wil dit vir jou noem vanmôre, halleluja. En die Here met my praat, halleluja. En die Here vir my so ernstig sê, kerk, en ek sê dit sou dit, halleluja, ek weet nie of hulle my gaan aanval wat, maar weet jy, baie kerke het vir die Here Jesus vergeet. Ja. En hulle wil net in aansien wees. Ja. Jy weet, is probleem, jy weet, dit word oor die televisie uitgesaai. Daar's niks fout daarmee nie. Maar weet jy, ek het in kerk al gegaan, maar jy so versigtig moet wees, want jy weet al hierdie kameras is op jou, die hele wêreld kyk na jou, hoe dit moet so, dat jy nadat 'n selfoon sit wat nie eens is nie, net om 'n mens te behaag daar buite. Ek wil nie 'n mens behaag, ek wil God behaag. Amen. Ek sê nie daar's fout daarmee, dis pragtig, ek saai al my goed uit, maar ek saai dit met nederigheid en met die gesag van die Here. Halleluja. Amen. Ek het nie nodig om te sê hoe jy weet, so die Here sê vir my, baie van die kerk in die wêreld het weggetrek van my af om aansien te kom. Ja. Baie kerke. Ja. En ek wil vanmôre sê, die tyd geword dat die wêreld terugkeer na die ou dae. Ja. Die wêreld in die ou dae, geliefdes, toe ons klein was, het ons 'n uur, 2 ure voor die tyd kerk toe gegaan. Dan kry ons net sitplek. Want dan gaan die 2 ure na die kerk is die kerk nog leeg. Dan is gesin, dan kom ons binne in kerk, en dan begin die profete, begin hulle te werk. Ja. Dan kom hulle nog voor die dienste begin die profete weg. Hulle haal jou die bank en sê die Here sê so. As jy vandag sê die Here sê so, wat doen hulle? Gaan kla jou aan. Ja, is so. Hulle gaan gee jou aan naamskending. Ja. Hoekom? Want hy band wat jy en God gehad het, is weg van jou af. Ja. En wanneer die Here met jou wil praat, dan tree die duiwel in en hy is kwaad omdat die Here praat, dan bring hy jou in opstand, halleluja, om teen die werke van die Here Jesus op te tree. Ja. As om te sê, duiwel, wyk, Vader praat met my. Here praat met my. Sê vir my waar's fout. Here sê vir my waar dit sonde. Here deel met my, halleluja. Amen. Daar's dinge, daar's hoe kan ek sê, daar's maniere en maniere. Daar's baie keer maniere wat mense dit uit verband uit, dat mense seermaak. Maar daar's 'n manier wat God jou gee om te stik ook. Te sê my broer so. Ja. En ek wil julle bemoedig vanmôre om te sê, kinders van God, wat is dit? Kom ons hou vas vanmôre. Kom ons staan vanmôre, die keuse is joune vanmôre. Liewe Jesus gaan er vanmôre hier verby. En hy roep jou vir die volgende diens. Wat gaan jou keuse wees? Yes. Amen. Baie mense sê dat die kerk vat jou nie hemel toe nie. Jy's die kerk. Ja. Jy's die kerk. Hier is 'n gebou van samekoms. Van Genesis wat die Here gesê gaan en bou vir my laar buite. Dit sal 'n tempel wees van samekoms op ons bid. Van Genesis vir openbaar oor reg net by die Here soos moet opgaan. As jy moenie so sommiges versuim om op te gaan in die huis van die Here. Ja. So ons moet opgaan in die huis van die Here. Anders sê jy, ek het nie nodig sê. Geliefdes, dit is nie dieselfde as jy in jou sitkamer sit en jy hoor iets hier, as wat in die teenwoordigheid van God is en die Here kan jou aanraak. Amen. Dit mos 'n verskil. Yes. Dis hoekom ek gretig sy uitnodiging aanvaar om na die huis van die Here toe te kom. Ja. Ek aanvaar dit gretig. Sê Here, dankie dat ek weer daar kan wees. En Amen. ek wil julle vanmôre bemoedig. Dis sê kind van die Here, kom ons staan vas vanmôre. Kom ons sê Abba Vader Jesus vanmôre. Halleluja. Mag God julle seën. Mag die Here met julle wees. En ek wil vanmôre sê bid vir mekaar. Amen. Bid vir mekaar. Yes.
Moenie toekyk as 'n ander wil vang. Yes. Moenie toesien dat 'n ander moet vang. Amen. Geliefdes, bid. Al is dit nie iemand is in jou kerk of aan 'n ander kant bid vir hom. Weet jy wanneer ek bid, dan sê ek, Here, seën al die gemeentes waar hulle U naam groot maak. Seën hulle. Bless hulle. Ek het nie nodig om jaloers te wees oor 'n ander kerk of nie. Here, bless daai kerk. Onthou net nie dat die woord van God sê, hy gaan jou oordeel volgens jou weldade. Ja. Vir Kosie Piet het in die kerk, miskien in die, ek het baie keer al gesê, daar sit dieper kinders van die Here in NG Kerk, as wat in Pinksterkerk is, ek hoor my woord vandag. Ek sê dit oor die wêreld vandag. Is so. Daar sit mooi mense, pragtige mense, maar hulle het daar groot geword. God sal hulle oordeel vir dit, nie vir my. Amen. Ek kan nie om te gesê, maar jy weet, die Pinkster is waar in die Bybel, Dawid het 30 myl voor die ark uitgekoor daar, hulle het met tamboeryne gespeel en dit, die Pinkster kom in die Bybel uit. Dit kom uit. Ja. Dis die waarheid wat ons doen. Van bid jy. Praat ek met 'n sekere persoon, 'n jong vrou. Ek deel so met my, sy sê vir my, weet jy wat? Sal jare as ek in die NG Kerk. Sy sê maar iets is binne my wakker geword. Kan jy nie by na kerk toe van waar na hande klap nie? As wat ek so geoordeel sê, jy sit daar. Hoe ek is Pinkster, ek gaan hemel. Ja, is so. Dit werk so. Die Amen. Here sê hy skaap, as jy in die Bybel lees, hy skaap in alle kraal. Amen. Amen. Kom, ons hou die hande vir die Here saam van hom. Sê aan Vader, Jesus vir hom. Maar ek wil vra, dat ons weer in die orkes voor te gaan kom en weer, want binne aanbidding liedjies en ons nou nog gesing. En terwyl ons met dit aan afsluit gelees. Ek wil nie net hier sit en sê amen daarvan. Ek wil jou vanmôre 'n bietjie net 'n paar minute geleentheid gee terwyl ons alweer al lekker saam sing. Halleluja. Om te sê aan Vader, hier sit vanmôre. Here, hierdie preek wat gebring het. Here, praat met my. Here, laat ek my hartstafel sal skryf. Amen. Bly wel weg met daai brand. Halleluja, prys die Here, prys die Here. Kom ons bly binne vanmôre. Sing ou pragtige liedjies saam met sy vanmôre, kyk na hom. Jesus is die antwoord, kyk na hom vanmôre, prys die Here. O kyk na hom, kyk na hom. Jesus is oor die hemel, kyk na hom. Kyk na hom.
Vader, dankie vir hierdie teenwoordigheid. Mag God julle seën. Ek gee weer oor aan broer Andre. Halleluja, prys die Here. Ons ontvang met goeie seën. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle, en gaan met julle in hierdie week voor julle, en tot ons weer mekaar ontmoet. Amen. Amen.